in ons lewens. Nou daar is nie vanoggend 'n presentation, maar ek wil vanoggend vir jou 'n gedeelte lees. En ek wil hê jy moet dit saam met my lees in 1 Petrus 2. En as ek dit vir jou gaan lees, wil ek vir jou sê dat dit 'n gedeelte is wat eenvoudig net soveel diepte het. En julle sal onthou laas Sondag se preek het ek ook 'n gedeelte gebruik in 1 Petrus 2. Maar as 'n paar goed rondom die feit dat God dinge bewerk. En luister, ek wil dit sommer vir jou van die begin af sê. Hy bewerk nie altyd alles soos wat jy graag wil hê. Jy weet, baie keer wil ons graag iets hê by die Here. Hy is nie daar vir jou gemak nie. Alhoewel hy 'n vader is wat kyk na sy kinders. Kom ek sê vir jou, 'n ware pa in die sin van die woord is nie daar dat sy kinders altyd net 'n lekker lewe het en net altyd gemaklik is. Jy weet, God weet, kom ons sê nou maar, hy gee vir ons alles wat ons wil hê, alles wat ons vra, sonder enigiets wat hy kan, want hy kan. Maar hoekom doen hy dit nie? Want hy ken die mens. Hy weet die mens, met die wilsbesluit wat hy vir hom gee, het van die begin af teen hom gekies. Hy ken die hart van die mens. Jesus kom op 'n plek in Johannes Evangelie, en dan sê hy dan maar, hy weet waaroor die mens se lewe gaan. Hy weet dat die mens oor die algemeen nie goeie begeertes het. Hy weet dat as hy vir die mens alles net eenvoudig gee, wat gaan gebeur? Hulle gaan soos bedorwe kinders wees. Die lelikste ding op aarde, menslik gewys, is 'n kind wat bederf is. Niemand hou van hulle. Hulle tree lelik op. Hulle wil alles hê. Hulle gun niemand niks. Nou dink dan net as God so met ons gewerk het, dat hy vir ons alles het eenvoudig. Dit is een van die redes hoekom hy nie vir ons altyd alles gee soos ons wil hê nie, omdat hy beter weet. 'n Moeder is ook een wat haar kinders ken, en sy weet haar kinders se persoonlikhede verskil, en sy weet wat kan sy vir wie gee. Sy weet wanneer ek kom, as sy nou 'n goeie moeder is natuurlik. Hy kry maas partykeer wat nou maar alles vir die kindertjies gee. En jy aan die einde raai waarmee sukkel sy. Sy sukkel met die kindertjies. So ons moet weet dat die Here gaan nie altyd volgens jou gemak vir jou alles net eenvoudig op 'n skinkbord gee. Daar's seker goed wat hy vir ons beloof, daar's seker goed wat staan, wat nooit sal val. Maar in jou groeiproses gaan dit ook beteken dat hy jou partykeer dig. Ons lees dit in Hebreërs 12. Hy sê ons is in God se opleidingsprogram en hy dig ons. Hy sê dan, as hy dit nie doen nie, is ons buiteegtelike kinders, of soos buiteegtelike kinders. Sien, so ons moet ons moet dit verstaan. Hoor wat sê 1 Petrus 2. Nou ek wou vir jy die hele gedeelte gelees het, maar kom ek lees vir die gedeelte wat ek wil fokus. Ek sal net noem van dit wat voor dit staan en dit na dit staan. In 1 Petrus 2, jy kan gerus saam met my lees op jou foon of in jou Bybel. Daar so staan die volgende. 1 Petrus 2 vers 8 sê, die volgende skrifdeel geld ook vir die wat nie glo nie. So daar's 'n oproep in eerste plek vir mense om te glo. En dan is hierdie hoekklip is eintlik die hoeksteen van jou lewe ook, omdat jy glo in Jesus. Maar dan sê hy daar, die volgende skrifdeel geld ook vir die wat nie glo nie. Hy sê, hy is die klip waaroor mense struikel, 'n rots wat jou laat val. Hulle struikel omdat hulle nie aan God se woord gehoorsaam is nie. Hulle was vir hierdie struikeling bestem. Hou dit in jou knoop daar, 'n knoopie in jou linkeroor. Hulle was vir dit bestem. Vers 9. Dit geld egter nie vir julle nie, want God het julle as sy volk gekies.
Julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan, of 'n koninklike priesterdom, soos ander vertalings sê. 'n Nasie wat heeltemal in God se diens staan. 'n Volk wat heeltemal God se is. Dit het God bewerk sodat julle vir almal kan wys hoe goed hy is. Dit is immers hy wat julle uit die duisternis in die wonderlike lig ingeroep het. Vroeër was julle nie 'n volk nie, nou is julle egter die volk van God. Vroeër het God geen ontferming aan julle bewys nie. Nou het julle egter sy ontferming. Prys die Here vir dit, vir sy ontferming. As dit nie vir dit was, het ons 'n probleem gehad. Onthou, God is eenvoudig so heilig. Niks onheilig of duisternis of dit wat sleg is of hoogmoed of eiesinnigheid of enigiets van hierdie goed kan eintlik voor hom staan. Hy is eenvoudig net heilig vir dit. En ek en jy kom partykeer met moord weg. Soos wat die kind partykeer ook maar met moord wegkom, is dit nie so nie? Partykeer as nou Boetie nou maar moet pak kry. Mami kyk nou vir Boetie se gesiggie en daai gesiggie, jy weet. Ek dink dogtertjies kry dit ook makliker reg. Maar partykeer kom ons ook maar met moord weg. Maar ons moet nooit vergeet, God is God. En God is 'n streng God, sê die Bybel. Hy streng. En prys die Here daarvoor. Dat my kinders groot gemaak het, en ook wees die maak kan nog verder groot, hulle sal in die huis uit. Maar nie een van hulle het met my 'n kans gevang. Want ek was streng met hom. Maar kom ek sê nou vir jou, Zander bel my uit Amerika uit. Hy sal in die 30's. Wat noem hy my papi? Wat doen hy as hy by my kom? Hy soen groet my. Ruben ook. En ek het vir altyd hulle wil gegee en hulle bederf. Ek was partykeer kwaai. Partykeer het ek na die tyd gekyk, dink ek 'n stuk kwaai. My vrou het op 'n stadium vir my gesê, jy moet so 'n bietjie rustig geraak oor die kinders. Ek onthou nog in Groblersdal, het sy eendag vir my gesê, jy's te hard op hulle. Wat kerk en goed betref. Toe roep ek hulle bymekaar. Toe sê ek vir hulle, luister, want ons het langs die kerk gebly, ek sê pastoor, hulle moet kerk toe, klaar, een van die prent. Toe sê ek vir hulle, as julle nou in 'n oggend opstaan, julle is nie lus vir kerk nie, julle wil nie kerk toe gaan nie, as dit julle is welkom. Ek gaan nie kwaad wees na die tyd vir julle nie, julle kan by die huis bly. Dit het nie een Sondag gebeur nie. Ek het die kans gegee. Vandag dien hulle almal die Here. Jy sien, ons moet weet, alles wat ons hier beleef, is 'n afbeelding van die ewige ding. So iets van dit wat ons lees van pa en ma wees en kinders. En so, ons kan iets daarvan leer ook, rondom ons verhouding met die Here. En ons dien 'n God wat groot is, ons dien 'n God wat streng is, ons dien 'n God wat regtig partykeer sorg hy ons uitkoop. En weet jy hoekom? Hy is lief vir ons. Jy sien, Bybelse liefde is nie altyd, ek gee jou net maar net nog weer 'n kans. Ag, is alraai, gee nog 'n kans. Ag, ek gee maar net genade. Liefde sê ook, hey, kom in lyn. En daar's genade by dit. En daar's ontferming by dit. Dis ware Bybelse liefde. Hy sê in hierdie gedeelte, sê ek wil een van die gedeeltetjies uithaal wat sê, dit het God bewerk. Hy is omtrent daar so, as ek hom vir jou gou sê, daar in die middel van vers 9. Hy sê, dit het God bewerk, sodat julle vir almal kan wys hoe goed hy is. Dit is immers hy wat julle uit die duisternis in die wonderlike lig ingeroep het. Hy bewerk dit, dat ons 'n koninklike priesterdom vir hom kan wees. Dis sy bewerking. Ten spyte van al ons foute, het hy dit so bewerk. Hy het dit vir ons kon oopmaak. Nou ek sê vir jou, en jy gaan hierdie hele storie op jou selfoon kry as jy op die groepie is. En as jy nie daar is nie, asseblief sê vir my dat ek op die groepie sit. Maar God is altyd die bewerker, en ek wil dit vir jou mooi sê, in alles. Hy is altyd die bewerker in alles, en alles wat gebeur, en in 'n sekere sin,
is sy is alles wat gebeur sy goeie wil vir ons. Nou weet ek, gee ek vir jou soms so hoop goed waaroor jy dalk bekommer kan wees. Maar dan gebeur partykeer dan goed wat nie lekker is. Niks is buite God se hande nie. Niks is buite sy hart. Dis wat ek en jy moet reageer op dit. Niks van hom kan nie, omdat hy alles weet en ons 'n vrye wil het, en dit beteken dat ons selfs in ons slegte, en hoor baie mooi, selfs in ons slegte keuses is ons, val dit ook partykeer nog steeds in God se wil. Wat? Selfs in ons slegte keuses. Hoekom? Want hy het vir ons die kans gegee om te kan kies. En dan laat hy dit toe, wat jy het gekies. Hy breek jou nie skielik nie. Jy gaan nog steeds die gevolge daarvan eet, maar weet jy wat, in die proses gaan hy jou nie los, hy gaan jou leer, of hy gaan jou help. Hy gaan iets bewerk. Ten spyte van wat ook al gebeur, bewerk hy die beste vir ons. Hy vul die gapings vir ons in. En ek wil vir jou sê, as ouer, ek was nie altyd die beste pa nie. My vrou is nie altyd die beste ma nie. Sy selfs in haar wonderlike Gloria se ouma wat sy baie goed kan doen, is sy ook nie altyd die beste ouma. Want ons is mense. Maar weet jy wat? Die Here het 'n manier om daai gaps in te vul, wat ek en jy nie kan invul nie, want hy is die bewerker van alles. Ons kan hom vertrou vir alles. Hy bewerk dinge in ons lewe. Sy genade, goedheid en guns gee hy vir ons, maar is op sy termes. Baie keer wil ons net hê en die Here moet dit en dit en ons stel eintlik vir hom die termes. Ons dink soms as gelowiges dat God in ons diens staan. En dan gebruik ons baie keer die Bybel met verse wat ons herinner en die Skrif sê ons moet herinner. Maar dit is nou asof ons die Bybel gebruik as een of ander boek om eintlik vir die Here te sê, Here, U het gesê U moet dit nou doen. Al is hy getrou aan sy woord, weet hy nog steeds wat sy beste vir jou, weet hy nog steeds of jy moet kry of nie kry nie. Hy gaan nie net so vir jou gee nie. Die Skrif sê selfs, wie kan vir God gaan raad gee? Jy kan hom niks, hy skuld jou niks. Hy is God. Wat ten spyte van wat ook al bewerk hy die beste vir ons. Hy vul die gapings, jy moet dit weet. Sy guns is daar vir ons. Sy termes is liefdestermes. En jy het nou vir jou gesê, dit is nie altyd net wonderlik. Die partykeer moet hy jou in lyn kry. En vir hom is niks die einde. Ons beleef, dis die einde, dit kan nie niks aan die werk. Dis nie vir hom dit. Of voel dit vir ons so? Al werk dinge nie altyd soos ons wil. Hy weet wat hy doen. Kan ons saamstem oor die feit, God weet wat hy doen? God weet wat hy doen. Stel baie keer, staan ek terug oor iets, dan dink ek en sê ek my vrou, weet jy wat? Hierdie ding het heeltemal in 'n ander rigting gegaan, maar ek sien dat God weet wat hy doen. Maar dan is daar goed wat ek gemis het. Ek en jy sien nie altyd alles. Ons het blind spots. Ons sien nie altyd waar die moeilikheid is nie, maar hy weet. Hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Ons weet dit, sê Romeine 8 vers 28. Sekerlik die hoofstuk in die Bybel wat vir ons mooi vertel hoe die Here vir ons sorg en hoe niks ons kan skei van sy liefde. So weet dit is vir jou. Ek wil so na 4 goedjies hier uithaal uit dit wat ek nou vir jou gelees het. Die eerste een is die stukkie wat sê dat hulle was vir die struikeling bestem. Dis die wat nie wil glo. Nou God bewerk dit nie direk. Hy het dit nie direk bewerk om besluit eenvoudig. Hulle sal nie staan, dit is God se. God het geweet hulle gaan twyfel. God het geweet hulle gaan Jesus verwerp. Daarom is hulle bestem vir struikeling. Daarom is hierdie klip wat ons hoekklip is, wat ons alles is, word 'n klip wat hulle verbrysel aan die einde van die dag.
Dis nie die tipe preke wat jy altyd hoor en graag wil hoor, partykeer. Want dit moet mos altyd net wonderlik wees. Maar die verwerping, dis wat gebeur, hy sê dit hier. Daarom gee hy hulle oor aan struikeling. Gaan lees jy maar net wat Romeine 1 sê, vir die wat die bose dinge doen waarvan Romeine 1 sê. Hy laat hulle oor aan hulle boosheid. Hy gee hulle oor daaraan. As jy partykeer gaan kyk na die perversiteit wat daar partykeer aangaan in die wêreld vandag, dan kom jy agter, die Here het hulle oorgegee aan hulle drame, want hulle wil nie hoor nie, hulle bly sy plan verwerp. So daar kom selfs 'n tyd wat dit kan gebeur. In die tweede plek, die gedeelte in daai paar verse wat ek vir lees wat sê, want God het julle as volk gekies. Die rede is omdat hy in sy alwetend, hy het geweet het, dat ons hom sou kies. Hy het geweet. Nou baie keer is daar 'n probleem as dit kom by die uitverkiesingsleer tussen verskillende kerke. Daar's mense wat glo dat God het voor die aardlegging het hy reeds 'n lys gemaak van mense met name, die wat dit gaan maak en die wat dit nie gaan maak. En baie keer kom mense sê, wel, hulle weet, hulle gaan dit nie maak nie, so dan los hulle maar is. So baie keer sien mense dit. Nou kom ons sê nou, God het die lys gemaak, want ons weet, daar's 'n boek met name, en ons weet, almal se name staan in daai boek. Hoe weet ons dit? Want Openbaring sê, dat jy kan jou naam laat verwyder uit die boeke. So almal sin is daar. Maar God het ook geweet in sy voorkennis, wie is die wat daar sal bly? Hoekom? Want hy's God. Hy weet of mense hom gaan kies, of nie gaan kies. Dis nie 'n ding van, gooi jou hande nou in die lug en sê, okay, dit is nou maar môre sy trof, ek hoop nou maar. Dis nie wat God werk nog steeds deur sy gees, en die Bybel sê, hy het ons gekies, ons het hom nie gekies nie, dit staan in Johannes 15 vers 16. Dis hoe ons reageer op dit wat ons hoor. Hy betaal dan die prys vir ons, terwyl ons nog sondaars was. Hoekom sal hy dit doen? Want hy weet wie sal dit kies. Wie sal hom kies? Hy weet wie is die wat deel sal word van Christus se liggaam. Hy weet dit. En hy is die bewerker van dit. Daarom kan ek en jou net daarvoor vertrou. En dan kom gee hy vir ons die vrede in ons harte. Sodat jy ook kan weet, dat jy kan weet, jy het dit. En jy moet dit weet. Die vraag is, weet jy? Die volgende ene, die derde ene. God het bewerk, dis een wat ek net jou gelees het, sodat jy vir almal kan wys hoe goed hy is. Jy sien, ek wil vir jou sê, God se ja vir jou is groter as sy nee. My kinders het dit geleer, my ja vir hulle was groter as my nee. Al het hulle partykeer gesê, papa sê net altyd nee. Het jou kinders dit al vir jou gesê? Mama sê altyd nee. Al het hulle dit partykeer so beleef, was my ja vir hulle nog altyd groter as my nee. Ek dink partykeer te veel keer, as ek so terugdink. Soos wat ek net gesê het, partykeer kom ons maar met goed weg by God ook, want sy ja is groter as sy nee. Hy sê, dit is immers hy, wat julle uit die duisternis in sy wonderlike lig ingeroep het. Alles wys met ander woorde altyd op sy goedheid. Al lyk dinge hoe sleg, en al gebeur die slegste ding waar jy kan dink, werk dit aan die einde van die dag uit op sy goedheid. Jy sien so, hoe 'n mens dink oor hierdie goed. Moet nooit die fout maak om te sê, ek het gister opleiding gegee in Lindley, daar so 12 studente pastore wat ons oplei vir Harvesters. En ons praat oor gebed en ons praat oor fellowship en een van die vrae was nou maar, hoekom antwoord die Here partykeer gebed en partykeer nie? En nou is een van die vrae wat hulle nou vir my vra. En ek sê vir hulle, weet julle wat? Ons moet weet, in sy alwetendheid antwoord God alle gebed, altyd. Daar's net een gebed wat hy nie antwoord nie, dis die gebed wat nie gebid word. Maar alle gebed word beantwoord. Hy sê vir jou ja, ons like daai een. As die Here ja sê, dinge gebeur. Maar dan sê hy partykeer nee. Ons hou nie daarvan.
En baie keer is dit 'n groeiproses wat hy verwag, en sit eintlik bietjie wag en groei. En ons beleef almal as God nee sê, hy het nie geantwoord. Hoekom het hy nou? Want hy het nie vir my gegee wat ek wil hê nie, so hy het nie geantwoord nie. Nee, hy het nee gesê. Hy het nee gesê. En selfs in sy nee kom bewerk hy vir jou vorentoe dit wat goed en reg is. Hy sê selfs in hierdie een gedeelte in 1 Petrus die hoofstuk waar hy die verse gehaal het in vers 3 sê, julle het mos net na julle wedergeboorte klaar geproe hoe goed die Here is. Dis wat in Psalm 34 vers 9 ook staan. Ons kan proe dat hy goed is. Nee, sien, ons kan fokus op die feit dat hy vir ons dinge bewerk, en ons kan vertrou vir hom, ons hoef nie moedeloos te word nie. Daar word gesê in Romeine 15, hy sê, hy is die bron van ons bemoediging. Dr. Isak het 'n video wat gaan oor vra en hou aan vra, soek en hou aan soek, klop en hou aan klop. Waar hy in dit spesifiek sê, moet jy net nie ophou, moenie moed verloor nie. Dink gou, jy vra net. Nou raak jy desperaat, jy vra nie, jy begin nou soek op. Nou raak jy so desperaat, nou begin jy klop op. Moet nie ophou nie. Die Here gee vir ons baie van sy gelykenis waar hy sê, moenie ophou nie. Paulus praat van bid sonder ophou. Kom ons hou vas. Hy het ons, hy het bewerk vir ons, hy het ons uitgeroep uit die duisternis in sy lig. En ons prys hom vir die uit die duisternis in die lig. Die laaste ene. Vroeger het God geen ontferming aan julle bewys nie. Nou het julle egter sy ontferming. Luister, hy ontferm hom oor jou. Maak nie saak wat op hierdie stadium in jou lewe gebeur. Hy ontferm hom. Jy kan dit weet. Jy kan op hom, daar kan jy staan. Dit is al, in elk geval, waar ons kan staan maak. Selfs in die konteks van Romeine 9 vers 18, waar daar geleer word dat God hom ontferm oor wie hy wil en verhard wie hy wil. Dit is 'n moeilike gedeelte om te lees in Romeine 9. Dat God mense, hy ontferm hom oor sekeres, maar party verhard hy. Wat 'n God van liefde. Jy sien as jy dit partykeer in sekere ek wil amper sê geloofsgemeenskappe noem, maar hou nie van as jy hierdie goed sê nie. Maar dit staan in die Bybel, dit staan in die Ou Testament nie. Maar wat dis mos partykeer ja, maar as jy die Ou Testament. Dit staan in die Nuwe Testament nie. God doen wat hy wil. En God bewerk wat hy wil. Maar ons as kinders kan staat maak op die feit dat hy ook oor ons sal ontferm. En jy weet as jy baie wil sê daaroor, dan sê daai verse 19 en 20 van Romeine 9 eintlik vir jou wat moet jy doen as jy begin moeg raak vir die goed of jy begin stry oor hierdie goed. Hoe kan God dit doen alles? Hy sê dit eintlik mooi in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, sit jou hand op jou mond. Sit eenvoudig net jou hand op jou mond. Nou kom sal hy dit sê. Hy sal dit eenvoudig sê, omdat ons weet, God is God. En die klei kan nie vir die pottebakker sê hoe dinge moet wees nie. Die pottebakker maak soos wat hy wil. Ek wil dit vir jou daarop lees hier so in vers 19. Hy sê, jy sou kon vra, hoe kan God mense nog blameer as hulle nie luister nie? Dink bietjie daaroor. As jy nou goed hoor nie, dit is nie heeltemal jou gemaksone nie, dit is nie heeltemal wat jy graag wil glo nie, of jy is dalk ander goed geleer. Hy sê, hulle het tog maar net gedoen waartoe God hulle verplig het. Hulle kan tog nie teen sy besluit ingaan het. Goed wat God hulle verplig het. Wat? As jy positief as jy hierdie goed lees, dan sê hy in vers 20 en sê hy, o mensekind, sit jou hand op jou mond. Wie is jy om God te kritiseer? Kan die produk van iemand se handewerk vir sy vervaardiger sê, hoekom het jy my so gemaak? Het enige een van ons begin afsluit? Het enige
enige persoon dan 'n kans? Al hierdie goed so, het ons dan 'n kans? Of is ons uitgelewer aan God lank voor die tyd reeds besluit het oor elke mens? Is dit nou maar jou lot? Jy moet nou maar net eenvoudig jou pad vat. Is dit nou maar hoe dit is? Die Here laat my dalk nie so kwaad. Ek het al gehoor mense sê dit. Is dit jou lot? Is dit nou maar net hoe dit gaan wees? Is ons uitgelewer dan? Nee. Ons het altyd. En ek wil dit vir jou baie duidelik sê. As dit kom by goed soos hierdie, laasweek het ek vir jou gesê, daar sekere dinge waaroor ons saamstem oor God, sy karakter en so aan, dit is, almal stem basies saam. Almal stem saam oor wat Jesus gedoen het, gesterf het, opgestaan. Almal stem oor die basiese hoofgoed saam. Maar daar is sekere goed waaroor ons kan verskil. Dit is goed waaroor ons kan kom by die gawes en die werking van die sekondêre goed rondom die feit. Onthou, dit help nie om altyd net op die gifts te fokus nie. Jy moet op die giver fokus. Want baie keer doen ons dit op die kwai op die gifts. Maar oor die gifts kan ons dalk nog miskien verskil en hoe dit werk en al sulke goed. En dit is okay om baie keer te verskil oor sekere teologiese goeders en dalk te sê, "Jo, ek stem saam of ek stem nie saam." Maar heel aan die einde van die dag het ons 'n kans nog steeds. As jy die hele Bybel lees, nie net jou favourite gedeelte. Ons het altyd nog 'n kans as ons vertrou op sy bewerking in alles wat ons in ons lewens het en kan doen, in die goeie goed en die slegte goed, het ons nog steeds 'n kans. Ons is nooit uitgelewer en die groot rede vir dit is, want dis 'n vrou. Jy sien, as die Bybel net 'n reëlboek was, as dit net was oor moets en moenies en punt 1, punt 2, punt 3, dan kon ons dalk gesê, "Joe, miskien het ek punt 3 gemis, ek gaan dit nie maak." Maar die Bybel is 'n verhoudingsboek. So, dit beteken, ek kan nie klim, en jy sit jou naam. Ek kan nou met my lewe na hom toe gaan, hoe goed of hoe vrot dit ook al is, of hoe goed of vrot ek dalk dink dit is. En ek kan eenvoudig dit voor hom uitstort. Ek kan hom eenvoudig vertrou as die bewerker wat selfs daai goed kan vat en dit na die beste toe kan vat. Ons het nooit 'n verskoning. Hy bly 'n liefdevolle God. Ek en jy het nog steeds die keuse of jy jou gaan laat inbou in hierdie lewendige gebou. Dit is ook in 1 Petrus vers 5. Ons het 'n keuse ook. Gaan ons toelaat en gaan ons Jesus verwerk en dan word hierdie hoekklip wat eintlik ons hoeksteen is, word dan ook die klip wat ons vernietig. Jy het 'n keuse. Ek en jy kan besluit. En dan sê hy daarso wat hierdie, en sy praat hy van hoe ons die geestelike priesters is in vers 2. Hy sê ons bring geestelike offers. Soos priesters, en ja, dit elke dag gedoen. Wat doen 'n priester? Die eerste ding wat is die feit dat jy glo. Dit is 'n opoffering en oorgawe dat jy glo. Die tweede ding sien ons in Hebreërs 13 vers 15 en 16 wys dit, dit het ek al baie genoem, dat ons dankoffers bring. Dit is ook deel van geestelike offers wat ons elke dag doen. Jy gaan dit net kan doen in dankbaarheid as jy weet hy is die bewerker van die beste in jou lewe. Anders gaan jy sukkel daarmee. En dan sê hy in vers 16 en om goed te gaan doen. Om goed te doen. Prys hom. Jy sien, hy is die bewerker van die goed. Hy is ook die bewerker van die feit dat jy hier sit. Hy is die bewerker van die feit dat jou vrou is, dat jou man is. Hy is die bewerker van elke. Die skrif sê eenvoudig. Alle mense kom uit een bloed uit. Handelinge 17. 26 van dis hoe hy dit bewerk het. Hy is die bewerker daarvan. Die gebed in Efesiërs 3 sê, Paulus het kniel voor die Here die Vader, wat alles wat bestaan, het hulle bestaan van hom te dank. Hy is die bewerker van alles. En ons is bevoorreg in 'n bevoorregte posisie. Met ander woorde, dit gaan nie oor ons kondisie, dit gaan oor ons posisie in God.
in Jesus. Daai steen wat ingebou is in die lewende tempel. Jy's 'n lewende heilige offer. Hy het dit vir jou bewerk om die voordeel daarvan te beleef. So ek sluit af om vir jou te sê in 'n laaste sin. Hy is met ons bewerker. Hy is die een wat oor ons waak, hy is ons bewaker. Hy is die een wat ons beskerm, ons beskerm. En hier kom dit nou. En ons is sy bewonderaars. Hoor jy dit? Ons is sy bewonderaars. Onthou jy lank terug, ek weet nie of jy dalk nou nog so iets het. As jy 'n bewonderaar, dit was lekker. Jy het al geloop. Sy loop dan so mooi. Hy is so, daai. Kyk, is net sy naam. Ek wil nou nie hier vir ek kan miskien sê ouer mense, maar ek glo nie gaan moeilikheid kry. Maar wie van julle, die dames nou, het nie 'n plakkaat in jou muur gehad van, wat is hierdie ou, kan jy sy naam onthou van? Ja, Bekker ook. Maar hy's nog bietjie te jong vir dit. Dis die ou wat met Top Gun gespeel het, Tom Cruise. Ons op skool was ons Tom Cruise. As jy ergens inkom in 'n girl se huis of kamer of wat ook al, ons op poster van Tom Cruise. Okay, nie jy is nie voor. Jy kan dalk ander name noem. Dit is nou hier. Ek gee eintlik my ouderdom nou weg. My grensware doen dit in elk geval. Prentjies teen jou mure toe jy dienaar was. Jou bewonderaar. Nou die dag toe dink ek, al hierdie wonderlike akteurs, kyk hoe lyk hulle vandag. Ons het hulle bewonder. Ouderdom is dan maar 'n ander storie, nee. Ons bewonder God, omdat hy die een is wat alles bewerk in ons lewens. Ek wil jou geleentheid gee volgende. As daar iets is wat jy miskien dalk nie verstaan wat besig is om in jou lewe te gebeur. As daar dalk iets is wat jy regtig 'n wonderwerk voornodig. As daar iets is wat jy regtig in jou hart vanoggend vir die Here wil vra. En jy wil fokus op die feit dat Here, U bewerk vir my alles. Here, ek gaan U vertrou dat U dit gaan doen op U terme, want U weet ook wat's die beste. As jy in daai bootjie saam met my. Kom ons het die liedjie gesing, Papa Vader, hier sit ek. Hier is ek nog 'n keer. Hoeveel keer het jy al met die Here gesê, Here, sal wie ek? Hoeveel keer het jy al vir die Here gesê, Here, ek het dit weer gedoen. Ons kom net volgende dag. Soos oor nou sluit, ek gaan jou geleentheid gee vir 'n paar oomblikke en praat met jou bewerker, jou beskermer, jou bewaker. Die een wat eintlik jou hart in sy hande het. Kom ons praat. Hemelse Vader. Hemelse Vader. Ons wil vir U so dankie sê. Vir dit wat U in ons lewens doen en dit wat U vir ons beteken. Ons wil vir U so dankie sê vir U goedheid en guns. Here, waar elke een ook nou sy hart oopmaak vir U. Dankie dat U die bewerker is van alles. Veral in alles. En dat U in dit vir ons voorsien. Ons wil dit vanoggend sê uit ons hart uit. Here, ons is U bewonderaars.
Ons wil U loof en prys omdat U 'n wonderlike God is. En niks en niemand kan ons uit U hand uitdruk nie. Dankie daarvoor, Here. Praat nog 'n paar oomblikke net so 'n bietjie met jou Maker.